Goeiemôre alle luisteraars. Wees geseënd in die naam van Jesus Christus. Vandag se boodskap is baie eenvoudig. God het jou lief. Dadelik as ons hoor God het jou lief, dan kom hierdie alombekende Johannes 3 vers 16 op. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Baie hoor hierdie, en vir 'n oomblik is daar die opgewondenheid en die wete dat hulle siel gered is, en eendag gaan hulle hemel toe, en hulle gaan in die ewige lewe instap, en daar gaan geen pyn of hartseer meer wees nie. En daardie gedagte is wonderlik. En vir 'n oomblik ervaar hulle verligting in die vooruitsig dat daar is hoop, aan die einde van hierdie verskriklike lang pad van eensaamheid en verwerping. Maar terug by die realiteit, is hulle terug by die realiteit dat dit maak nie saak hoeveel mense om hulle is nie. Die gevoel van eensaamheid en isolasie gaan nooit weg nie. En God se liefde voel dan so ver en so ontastbaar en so ver weg in die toekoms versteek. Want hulle is anders. Hulle pas nêrens in nie. Van kleins af weet hulle net, hulle is anders. En dit maak dit so moeilik om ware vriendskappe aan te knoop. Hulle lewe lank loop hulle met die gedagte dat hulle hoort nie, dat hulle weird is. En baie keer maak die mense om hulle dit baie duidelik dat hulle nie inpas nie. Dit word soos 'n aanklag teen hulle gehou, en dit word al verwag dat hulle moet verander, sodat hulle meer soos die res kan wees, sodat hulle kan inpas. En hulle probeer alles om te kan konform, en om te verander, en om dieselfde te wees as die mense om hulle, sodat hulle net kan inpas. Soms gaan dit vir 'n tyd lank goed, maar is dit lank nie, dan kan hulle dit nie volhou nie, want sien, 'n mens kan nie verander wie jy is nie. Ek lees hierdie week die gedeelte van Jakob in die Ou Testament, en ek besef dat Jakob was sy lewe lank iemand wat net nie ingepas het nie. Hy het nie ingepas by sy familie nie. Want God se calling oor sy lewe was dat hy sal heers, maar hy was nie eers gebore nie. En volgens die tradisie kon hy nie die een wees wat heers nie. In Genesis 25 vers 23 lees ons, en die Here het haar geantwoord, 2 nasies is in jou skoot, en die 2 volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam, en die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. God het in moederskoot oor Jakob gespreek, dat hy sterker sal wees, en dat hy deur sy broer gedien sal word. En so het God oor jou wat voel asof jy weird is, en asof jy anders is, en nie jou plek in vind in die lewe nie, gespreek. En ek lees dit in Jeremia 1 vers 5. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voorgekom het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Voordat jy nog in moederskoot gevorm is, het God jou geken. Hy weet wie jy is. Hy het jou geheilig, en hy het jou geroep om anders te wees, om uit te staan, om kind van God te wees, en om nie te konform aan die dinge van hierdie wêreld nie. En dit beteken dalk, dat jy deur hierdie wêreld, hierdie samelewing verwerp gaan word. Maar dit beteken ook, dat die een wat jou lief het bo alles, hy weet alles van jou diepste vrese, jou donkerste geheime, hy weet alles, en hy het jou lief bo alles, en hy weet alles, en hy is nog steeds lief vir jou, net soos wat jy is. As ons kyk na Jakob, dan sien ons hoe hy sy lewe lank geworstel het om te wees wie God hom geskaap het om te wees. Hy het soveel planne beraam, en soveel mense bedrieg en mislei om uit te kom by wie God gesê het hy is. Ons sien hoe hy vir Esau verlei het met 'n bord lensiesop om sy eersgeborene reg aan hom te verkoop. En daarna het hy sy vader Isak mislei, om vir hom die seun wat vir Esau bedoel was, oor hom uit te spreek.
Ek dink binne hom was Jakob so seer van die verwerping wat hy ervaar het, en hy het gesmag om deur sy pa aanvaar te word. Want ons lees dat Isak het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rebekka het Jakob lief gehad. Jakob het gesmag na die liefde van sy vader Isak, maar die naaste wat hy daaraan kan kom, was om sy pa te mislei en hom voor te doen as Esau, sodat hy die seun kon ontvang. Daardie seun wat God reeds oor hom uitgespreek het in moederskoot. Hoeveel keer beklei jy nie om die seun te ontvang wat die Here reeds oor jou in moederskoot uitgespreek het nie? In Jesaja 43 vers 1 sê die Here, so sê die Here, jou skepper, o Jakob en jou vormeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Jou skepper, jou vormeerder, het jou reeds verlos, hy het jou by jou naam geroep, jy is syne, en niks sal jou ooit uit sy hand kan ruk nie. Jy hoef nie te beklei vir jou identiteit nie, vir jou roeping, jou salwing, jou redding, jou aanvaarding nie. Jy hoef nie jouself te bewys nie. Jy hoef nie allerhande rituele en dinge deur te gaan om verlos te word van angs en vrees en al die dinge wat jou so vasbind, dat dit soms voel asof jy versmoor nie. Hy het jou reeds verlos. Hy het reeds vir jou gesê dat hy het jou lief. Dit maak nie saak wat mense oor jou uitgespreek het nie. Dit maak nie saak hoe hulle jou sien en of hulle dink jy is geliefd, geroep, gesalfd nie. Dit maak nie saak of hulle God se roeping oor jou lewe sien of nie. Wat saak maak, is wat God gespreek het oor jou. So het Jakob in sy soeke na liefde en aanvaarding, na wie hy is, so opgemors dat hy moes vlug van sy vaderland af en van alles wat hy ken en lief het. Geïsoleerd het hy gaan woon by Laban, waar sy misleidende aard teen hom draai wanneer Laban hom met die verkeerde dogter laat trou. Ek het altyd gedink dit is verskriklik dat Laban hom so om die bos gelei het, maar as 'n mens mooi daaraan dink, het Jakob maar eintlik net teruggekry wat hy heeltyd uitgedeel het aan ander. Al die tyd wat Jakob vir Laban gewerk het, is hy besig om plannetjies te beraam om sy rykdom uit te brei, om sy status en posisie te verbeter. Hy is so besig om dit wat God reeds vir hom gegee het te verkry, op allerhande konkeltjies en draadjies. Psalm 55 vers 23 sê, werp jou sorg op die Here, en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Dit is nie die wil van God dat ons sukkel om van dag tot dag planne te moet beraam om aan die lewe te bly nie. Dit is nie sy wil dat ons moet bekommerd wees oor finansies en ons omstandighede nie. Waar môre se kos vandaan gaan kom, volgende jaar se skoolklere, die boeke, die petrolgeld om by die werk te kom. Ek dink, ons spandeer soms meer tyd om ons te bekommer oor ons finansiële omstandighede, as wat ons spandeer om God te aanbid. Dink vir 'n oomblik aan daai dinge waaroor jy op hierdie oomblik bekommerd is. Dit hoef nie finansies te wees, dalk jou werk of jou kinders. Maak so 'n bietjie 'n lysie van al daardie dinge wat heeldag lank jou gedagtes besig hou. Vra jouself af, hoeveel van hierdie dinge het jy al met God oor gepraat? Hoeveel van hierdie dinge het jy al voor die Here neergelê en gesê, Here, ek weet nie, maar U weet. En as jy het, dan moet jy wegstap en ophou om te probeer om die situasie te verander. God kan nie deur jou hand gemanipuleer word, deur dit wat jy doen om jouself te red, 'n sukses te maak nie. God werk op sy tyd en op sy manier, en ons moet in geloof en vertroue hom net aanhou aanbid en dank en in afwagting wees van die wonderwerk. En glo my, die oomblik as jy begin oorgee aan hom, dan begin jy hierdie wonderwerke die een na die ander sien in jou lewe. Vertrou hom net. Hy het jou lief. Jesus het nie gekom om te sterf vir ons sondes alleenlik nie. Hy sê Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat julle 'n lewe en oorvloed kan hê. Lewe en oorvloed
Is nie 'n worstelstryd om dag tot dag aan die lewe te bly nie. Lewe en oorvloed beteken dat hy ons invat in 'n plek van absolute vergenoegdheid en vrede in die wete dat hy sal voorsien in alles wat ons nodig het. Dat ons hom kan vertrou om ons te vertroos en te genees en dat sy Heilige Gees ons sal lei deur al die moeilike situasies wat opkom in ons lewe. Ons hoef nie bang te wees vir môre nie. Ons hoef nie planne te beraam oor wat ons gaan doen en oor hoe ons gaan reageer of hoe ons gaan survive nie. Hy is reeds daar en ons moet hom net vertrou. Baie keer sukkel ons om Papa Vader te vertrou, omdat ons al soveel kere mense vertrou het en teleurgesteld is. Dat ons net nie kans sien om nog een keer te vertrou nie, want dalk kry ons net weer seer. God is nie 'n mens nie. Sy liefde is volmaak en perfek. En as jy leer om hom ten volle te vertrou, vou sy liefde jou toe in sy beskermende hand. Sy oë deursoek die aarde om te soek waar jy is, sodat hy jou kan seën. So het hy die aarde deursoek en sy seun Jakob gevind, waar hy op die pad was, besig om van sy broer te vlug. Daar het hy ontmoeting met God, wanneer God aan hom die belofte maak, wat hy aan Abraham gemaak het, dat hy hom die beloofde land sal gee, dat hy hom sal seën en dat sy nageslag groot sal wees. God kyk nie vas in die uiterlike van Jakob se seer wat manifesteer het in bedrog nie. Hy sien Jakob, en God het Jakob lief as die een wat nederig hom sal dien al die dae van sy lewe. Die een wat nie mistroostig sit in selfpity nie, maar wat opstaan en sê, Here, ek sal U dien. Jakob se lewe was nie maklik nie. God het 'n seën oor hom uitgespreek in moederskoot en God het daardie seën volbring. Maar die seën het nie beteken dat Jakob se lewe maklik was nie. Hy het 'n harde lewe gehad van verwerping en seer. 'n Lewe van veg en deurbreek. 'n Lewe waar hy net kon vasklou aan God se liefde. Waar hy so vasklou aan daardie liefde, dat hy in 'n stoeigeveg met die Here gaan. Waar is jy vandag? Is jy ook so moeg vir almal wat jou verstoot het, dat jy in 'n stoeigeveg met die Here kan ingaan? Is jy reg om te kom by die plek waar jy sê, Here, al maak dit ook hoe seer. Al voel dit asof binne in my alles in 'n miljoen stukkies breek. Ek gaan nie ophou voordat U my nie seën nie. Here, ek gaan nie U hand los en ophou deur hierdie seer worstel voordat U my nie genees nie. Here, ek gaan nie U hand los voor ek nie kan voel hoe lief U vir my is nie. Want Here, ek hoor die woorde. Ek hoor dat U so lief vir my is, dat U seun gestuur het om te sterf vir my sonde en vir my genesing. Maar Here, my hart voel soos 'n dor woestynland, waar my hart oopbreek van bitterheid en seer. Here, ek gaan nie U hand los voor die seën wat U oor my uitgespreek het in moederskoot nie manifesteer in my hart nie. Ek gaan nie ophou veg vir die salwing van U liefde nie my hart kom benat nie. En Here, al loop ek ook mank uit hierdie geveg uit, Here, ek sal nie U hand los nie. So het Jakob met die Here gestoei. En in baie opsigte was hierdie geveg met homself, want dit is hier waar hy dit wat God by geboorte oor hom gespreek het, aanvaar het. Is hier waar hy God se liefde aanvaar. Jakob se pad het nie skielik makliker geraak hierna nie. Jakob moes deur soveel meer hartseer gaan. Sy geliefde Rebekka het afgesterf. Sy geliefde Josef word van hom weggeneem. Die droogte kom en hy moet vlug uit die land wat God vir hom gegee het. Maar in alles plaas hy sy vertroue in die Here. En God se liefde oorwin alles. Selfs in die donker oomblikke toe hy moet wegtrek uit sy geliefde beloofde land, kom en bevestig die Here die belofte aan hom. Mag die Here vandag sy liefde aan jou kom bekend maak. Mag hy opnuut die belofte wat aan jou gemaak is kom bevestig.
Mag jy hom vertrou met jou hele hart en mag jy jou hart oopmaak sodat hy kan inkom en die dorre bitterheid kom benat met sy liefde. Hemelse Vader, vandag bring ek elkeen van die kinders wat verstoot voel, verniel voel. Elkeen wat moeg gestooi is om in te pas by die samelewing voor U. Papa Vader, vandag is my gebed eenvoudig en ek begeer alleenlik dat jy hulle sal vashou teen die bors. Here, laat hulle net U liefde ervaar. Laat in die oomblik die seer van mense se opinies en uitsprake genees word. Laat elkeen wat worstel, wat so diep gewond is, net vasklou in die hand. Want as hulle vasklou aan die hand, kan U hulle nader trek tot teen die bors. Kan die warm klop van die liefde deur hulle harte weer galm en al die einas van gister kan stil raak en genees raak. Dankie Here dat die liefde soos 'n kleed om hulle omhels en dat hulle die warm gloed van U salwing ervaar. Gee dat hulle sal wegstap van hierdie oomblik aan. En dat die herinnering van die salwing met hulle sal bybly. Dat hulle elke liewe woord van hierdie boodskap sal vergeet, maar dat hulle sal onthou dat U vir hulle lief is. En laat dit nie net woorde sal wees, wat hulle onthou nie, maar 'n werklike ontmoeting, inplanting in hulle harte. Dankie Here, ek loof en prys U, in die naam van Jesus Christus. Amen.